Goed, ek moet 'n bietjie vertel van ons sendingwerk vir ons by die preek kom. In die woord staan daar, wees altyd gereed om te antwoord hoe die lewende hoop het in jou is. Sommige mense sê, ek getuig my goeie lewe. Ek hoef nie met woorde te getuig. Nou, een of ander stadium gaan iemand agterkom dat jy vergeld nie mense nie, jy word nie kwaad nie, jy vloek nie, en jy tree anderste op. Dan gaan hulle vir jou vra, hoekom is jy anderste? Dan moet jy gereed wees om te sê, maar dit is Jesus Christus wat my lewe nuut gemaak het. En dan sê die woord vir ons, maak sy dade onder die volke bekend, dit staan oral in die Ou Testament. Die Jode het dit nie gedoen nie, want hulle moes vertel het hoe hulle verlos is uit die Egipte land uit. En Jeremia sê, laat die nasies hoor wat ek vir julle gedoen het. En dan in die Nuwe Testament staan daar uitgekom, sodat alle nasies God sou verheerlik. Nou, CSO is Christelike Seeman-organisasie, die Here bring die sendingveld na my toe, so elke dag in die week is ek op die skip, elke uur op 'n ander skip, so ek kan mense nou so baie tale groet, en vir hulle vra, hoe gaan dit ensovoorts, en met ander woorde, ek kan Chinees groet, en dan 'n uur later is dit Russies, en dan is dit Hindi, en dan is dit die Filippyne, so elke uur is daar 'n ander groep wat die Here na my toe bring, van die eilande reg oor die wêreld. Die trappe op na my kantoor toe op elke skip is nie vir enige een nie. Ek is nog jong, word nog maar 72, maar my vrou sê, ek moet nie kla oor die trappe nie, sy sê, is goeie oefening. Op en af, in die trappe, en dan as ek binne die skip is, dan kan ek met hulle die evangelie deel. Nou, die 2040 venster is daar waar die minste evangelie bekend is vir die mense, dit is die 20ste en die 40ste graad in die wêreld. Dis waar die meeste mense woon, dis waar die armste mense is, en dis waar die mense nie in Christus glo nie, maar eerder in Mohammed of in Boeddha. In die ander lande, as ek nie by hawe is nie, gaan ek elke paar maande in Afrika in Tanzania, Uganda, Ethiopië verlede jaar, en nou die afgelope 2 weke, hierdie ding raas, was ek in Nigerië, eergister teruggekom, en in Nigerië het ons ook hierdie Solar Audio Bybeltjies versprei. Dit is vir mense wat nie kan lees nie, dan kan hulle luister na die woord. As ek vir my Bybel gee, gaan hom oproep soos 'n zol. So hierdie toestel het 'n sonpaneel agter, en as hulle nie kan lees nie, dan kan hulle ten minste luister na die Bybel. En ons leer hulle om groepies te maak, Bybelstudiegroepies te maak, dit te bespreek in die hele village, en dan gaan dit so van huis na huis, van kraal na kraal, en op daai manier gaan die evangelie uit. Ons gee ook vir hulle 'n lig, wat hulle kan dienste hou in die aand, en ook met die Bybel. Ja, vir die Here geef my soveel ervaring wat ander mense nie het nie. Ek is meer bevoorreg as Leon. Daar is soveel vervoermiddels wat ons gebruik. Soms 'n vliegtuig, soms moet ons my help met die brandstof ensovoorts. Daai was in Kenia, die mense kan glad nie lees nie, hulle het nie baksteen gebou en hulle het nie sinkplate en hulle leef nog daar soos die poesmaat. So om hulle in die evangelie te bring is net wonderlik om te weet, hulle gaan eendag saam met ons in die koninkryk van God wees. En 'n paar foto's van Kenia, daar is Johan wat altyd saam met my gaan. Hulle sê, hulle stuur ook deesdae selfsendinge uit van Kenia en oor die hele wêreld en van daar af verder. Nou, daar is Tanzanië, ek het daar met 'n motorfiets gereis, en dit is Ethiopië, hulle alfabet het 'n bietjie meer letters as ons sinne, en by elke kerk is daar so 20 byekorwe. Dan vra ek vir hulle, hoekom? Toe sê hulle vir my, nee, dis die dominee se salaris. So ek het nou in King het ek ook vir my 20 korwe gekry. In Frankryk deel ons elke jaar Junie maand vat ek groepe met studente, en dan sit ons in elke posbus 'n pakkie met die evangelie. Want die Franse is humaniste, ons moet vir die Bybel terugvat, ons moet vir hulle leer om rugby te speel ensovoorts. So ons gee vir hulle weer die evangelie, want hulle glo nie Jesus is die enigste weg nie. Selfs die kindertjies help vir ons, en dan gebruik ons dieselfde misse wat julle brei, met die kleure, wat ons volgens die kleure vir die kinders daarop weer verduidelik, van die sonde, die bloed van Jesus wat ons skoon was, gereinig, en dan die groen om te groei, die Bybel te lees en te bid, en die blou vir die hemel wat sê, Jesus kom, ek moet heilig lewe, en dis 'n geskenk, jy word gered uit genade uit, nie deur werke nie. Goed, dit is dit, dat ek net hier uitgaan.
Ekskuus. Okay, ek moet net teruggaan. Ek was vroeger die jaar was ek in België gewees. Nou België is die mense baie ryk en hulle is ook humaniste soos die Franse. En daar het ek gepreek en ek het in die straatwerk gedoen. Ek het vir een man 'n traktaatjie gegee, hy gee hom vir my terug. Dus sê ek het nie 'n God nodig nie, ek het genoeg geld. En toe het ek saam met die gemeente gaan, wat hulle sê, kom saam met ons huise soek, en toe het ek uit van die maandag moet ek saam met hulle gaan huisbesoek doen. Ons gaan in 'n woonbuurt in, en dan gaan die gesprek so, die man sê, ek is François, hierdie is Loffie van Suid-Afrika, hoe gaan met jou? Dan antwoord die man, dan sê hy vir hom, God is lief vir jou. En die derde sinnetjie is jy al wedergebore. Net so. Want die man het my verduidelik, in die Bybel staan, as jy nie wedergebore is, Nicodemus, kom nie die koninkryk van God nie. So hulle vra baie direk vir die mense, is jy al wedergebore? En dan luister mens na die antwoord. As 'n mens Katoliek is en sê, ek probeer my bes, ek gee nou en dan na die mis of ek gee geld, dan kan mens vir my evangelie gee. Maar niemand het ons weggejaag of met klippe gegooi nie. Almal het belang gestel, omdat ons net vir hulle reguit gevra het. Nou as ek hier in julle mall moet inloop, of vir elkeen voorkeer en sê, hey, is jy al wedergebore, dan wonder ek hoeveel mense in ons land, in ons dorp, kan met sekerheid sê, ek weet, ek behoort aan Christus, hy het my nuut gemaak. So, dit was die uitdaging in Noorwe gewees. En dan in Nigerië, ek weet nie of jy kan sien daar nie, is die land met oor die 500 tale. Hulle gebruik Engels in baie van die groot stede. Daar's 200 van die tale wat nog glad nie 'n Bybel het nie. En ons probeer op hierdie laaiers, die evangelies of boodskappe of kinderboodskappe van die Bybel, probeer ons vir hulle laai. Maar dink net daaraan, is ons in ons land met, ek weet nie hoeveel tale het ons nie, maar as jy nie Bybel in jou eie taal kan hê nie. Nou, dis 'n land waar die Christene doodgemaak word deur die moslems in die noorde op groot skaal. Hulle neem die dorpies oor en hulle vat alles, maak die mense dood. En in die res van die land, dan hijack hulle die meisies en gee hulle vir mans as vrouens. So vreeslik baie skoolkinders word gehijack. En terwyl ons daar was daar 300 by 138 by ander plek, 50 by ander plek. So dit gaan rof daarso. En die Here het die Christene toegerus om net vas te staan. Daar's 'n sendeling daar wat 'n luidspreker op sy bakkie se dak het. Hy's vreesloos. Hy gaan stop daar waar die winkeltjies langs die pad is en dan saai hy die evangelie uit en dan kom die mense na hom toe en dan deel hy met hulle. Dit was my voorreg om saam met hom te gaan en dis net wonderlik hoe mense so vreesloos steeds vir die Here kan werk. Ons vervoermiddel daar in die dorp was met die 3-wielkarretjies gewees, hulle noem dit 'n Pepe. En elke 3 km langs die pad is daar 'n masjienkie wat die wiele oppomp of hulle petrol gee. En so was dit dan my voorreg om hierdie Souder audio Bybeltjies te kan versprei. Oral langs die pad is hier die winkeltjies. En dit is waar mense met die mense ontmoet en vir hulle evangelie gee. Die markte, die kos is maar op die grond en die stof en dis maar hoe dit gaan. En hierdie man, die een wat in die regterkant sit, met die grys hare, dis die predikant wat nou so goed uitsaai, en die een met die tronk hemp, is die een wat nou ontvang het. Hy was baie bly geweest om die evangelie in sy eie taal te kry. Oral kon ek die evangelie deel, met blindes, met dowes, en hulle was net te bly geweest om die evangelie te kan ontvang. Hierdie man, kan julle sien, is 'n moslim, en hy was baie geïnteresseerd om die evangelie te kan ontvang en te kan hoor. Dit was vir hom groot nuus gewees. Dan vir die ingenieurs onder julle, hulle scaffolding is maar bamboestokkies, en dit is ongelooflik hoe daai goed in die lug bly. Die kos, ek kan nie mooi sien daar nie, maar jy kan 'n beeskop kry, of 'n beestert, of 'n beesbeen, of wat ook al, en dan afval ensovoorts. Ek het nou vir 2 weke hoender geëet, en toe ek by die huis kom gister, toe sê ek vir my vrou, asseblief, ek soek net groente.
Hulle het hierdie stalletjies wat enigiets braai langs die pad. Ja, so, ek wil hier uitgaan. So baie dankie vir julle voorberei. Kom ons lees. Lukas 14. Een van die wat saam aan tafel was, het gehoor en vir hom gesê, gelukkig is die man wat in die maaltyd en die koninkryk van God kan deelneem. Toe sê Jesus vir hom, daar was 'n man wat 'n groot maaltyd gegee het en baie mense uitgenooi het. En toe die maaltyd gereed was, stuurde sy slaaf om die genooides te sê, kom, die maaltyd staan klaar. Maar hulle begin almal die een na die ander verskoning maak. Die eerste sê vir hom, ek het 'n stuk grond gekoop, dis noodsaaklik dat ek uitgaan daarna te kyk. Ek vra jy verskoon my. Ander een sê, ek het 5 paar osse gekoop, ek gaan hulle probeer. Ek vra verskoon my. Nog 'n ander een sê, ek is pas getroud, daarom kan ek nie kom nie. Slaaf kom toe terug en vertel dit alles vir sy eienaar. En toe word die man kwaad en sê vir sy slaaf, gaan uit na die strate en die gangetjies van die stad en bring die armes en die krepeles en die blindes en die verlamdes hierheen. Later kom die slaaf sê, meneer, u opdrag is uitgevoer, daar's nog plek. Toe sê die man vir die slaaf, gaan uit na die paaie en landings en dring by hulle daarop aan, om in te kom, sodat my huis vol kan word. Dit verseker ek julle, nie een van die mense wat genooi is, sal sy mond aan my kos sit nie. So verder skriflesing. Liewe broer en suster, julle het onlangs bazaar gehou en daar was sulke plakate opgesit, sien ek. Ek weet nie wie dit gemaak het nie, Leon, maar het lyk nou baie mooi plakate. So almal was uitgenooi om die bazaar by te woon en dis goed geadverteer. En dieselfde met Kersfees, die winkels adverteer Kersfees en al die dinge. En ons nooi ons families uit om te kom kuier met Kersfees. So elke keer hoor ons die woordjie van 'n uitnodiging. Dis waar my tema van môre gaan. Ons was uitgenooi na die bazaar, ons was uitgenooi vir Kersfees etes, Kersfees afsluitings. Maar die grootste uitnodiging kom van God, dat ons uitnooi na die grootste fees denkbaar in die hemel. En dan lees ons hier in Lukas 14 van die fariseer wat gesê het, maar geseënd is hulle wat in die hemel in die wonderlike fees gaan bywoon. Maar Jesus het gemerk, die mense verstaan nie lekker waaroor gaan die fees in die hemel nie. Aan begin sê vir hulle, maar julle moet nederig wees, as jy voor gaan sit, as jy uitgenooi word, dan gaan dalk vir jou vra om agter te gaan sit. En as jy vir iemand iets gee, dan verwag jy dat iemand vir jou weer teruggee. Dit werk anders met die bruilofsmaaltyd in die lamp in die hemel. En dan probeer Jesus nou vir hom sê, maar julle verstaan nie waaroor hierdie fees gaan nie. Want hierdie fees is aan die Ou Testament aangekondig. Daar staan in Jesaja 25, die Here, die Almagtige, gaan 'n feesmaal gereed maak vir al die volke, 'n feesmaal met net die beste. Jesaja 25 vers 6. Jesaja 55 staan daar ook, maar kom nou met almal wat dors is, kom koop, kom kry verniet. Dit is gratis. Waarom wil jy betaal en werk iets wat nie kan versadig nie? En dan gee Jesus vir 'n wonderlike gelykenis en hy vertel vir hulle, hoe gaan dit gaan met hierdie maaltyd? Hy sê, man het 'n groot maaltyd gegee, baie mense uitgenooi. Nou dis wat jy gebruik, jy nooi die mense uit, en intussen moet jy nou maar die os gaan slag, en met die lammertjie slag ensovoorts, en uiteindelik as alles nou gereed is, dan stuur jy die tweede uitnodiging. Dan sê jy vir mense, op daai dag, op daai tyd gaan die vleis gaar wees, gaan die kos reg wees, dan moet julle daar wees. Nou, mense sal verwag dat hy gaan, as hy so groot maaltyd aanbied, dat hy gaan baie mense uitstuur om dit te adverteer. Maar hier lees ons slegs een persoon word uitgestuur. Een slaaf word uitgestuur om vir almal te gaan vertel, kom na hierdie wonderlike ete wat ek vir julle voorberei. Vandag verstaan ons dat dit Jesus se woorde is wat net vir ons sê, maar God nooi vir ons uit. En het vir Jesus Christus gestuur om ons uit te nooi. Hierdie een diensknegt, die boodskapper van God. So hierdie gelykenis in die eerste plek is van toepassing op die Jode. Dwars deur die Ou Testament, hulle het die uitnodiging gekry om van God te aanvaar, om vir God as hulle enigste God te sien, om vir hom te eer vir die verlossing, vir die uittog en die intog. Maar hulle het die profete geminag, hulle het nie geluister, het nie God se aanbod aanvaar nie.
Ons lees in Matteus 21 ook van 'n grondeienaar wat diensknegte stuur om die oes te gaan haal. En elke keer dan word hulle weggestuur, uiteindelik word die seun doodgemaak. Matteus 22 ook die derde uitnodiging wat ons lees van die gaste wat genooi is, met die gaste wat weier om te kom. Hulle het hulle eie belang voorop gestel. Byvoorbeeld die man wat gesê het van die huis. In die Ou Testament staan daar, as jy huise koop het, dan moet jy hom eers gaan betrek voor die oorlog toe gaan. En ons sien twee van die mense wys die uitnodiging van die hand in hierdie verhaal wat Jesus vertel, en die derde een is sommer net blaatant ongeskik. Eerste een wat gesê het, ek het 'n grond gekoop, met ander woorde, hy sê, ek het 'n belegging, my beleggings, my geld is vir my belangriker as om hierdie feesmaal te kom. Die tweede het gesê, ek het osse gekry wat ek moet gaan uitprobeer. My werk is my belangriker, my besigheid is my belangriker, as om na hierdie maaltyd te kom. Die derde een wat gesê het, ek is getroud, pas getroud, ek kan nie nou gaan nie. Want destijds het gesê, as jy getroud is, mag jy vir 'n jaar of 2 ook nie oorlog toe gegaan het nie. Iemand het eendag op straat vir 'n persoon gevra, wat se werk doen jy? En toe sê hy, maar ek is 'n navolger van Christus. Toe vra hulle aanhoudend vir hom, wat se werk doen jy? Wat doen jy? Uiteindelik toe sê hy, maar ek is 'n ingenieur of 'n verkoopsman, dit betaal my rekening. Maar my eintlike werk op aarde is om disippels te maak. Dit is hoekom ek op aarde is. Hierdie gasheer wat die mense uitgenooi het, hy hanteer die hele situasie anders as wat ons het hanteer. As ek mense nooi vir 'n Kersete, hulle dag nie op nie, of dit verskoon is, dan gaan ek kwaad wees, ek gaan nooit weer uitnooi nie. Ek gaan nie eens meer beskou as my vriende nie, maar hierdie gasheer is liefdevol en hy hou aan en aan om mense uit te nooi. Hy sê vir hom, vir sy diensknegt, gaan in die strate, na die armes, die krepeles, die verminktes, die blindes, met ander woorde mense wat jy nie hoog ag nie in jou gewone samelewing. Hy sê, gaan nooi hulle uit. En dan as hy terugkom, hy sê, gaan weer, maak my huis vol. Dit is 'n dringende oproep. Hy sê, oortuig hulle, sê vir hulle moet kom na die ete toe. Mense wat eerste genooi was, het hulle kanse verspeel, hulle was selfverseker, die fariseer. Maar die besluit is onherroepelik. As die Here ons nooi na die bruilofsmaaltyd in die lam, dan moet mens besef, as jy dit aanvaar, is jy in die hemel. As jy dit verwerp, dan is jy in die hel. So mense, daai keuse, ons besluit is onherroepelik. Wie mag kom? Die Here sê vir ons, gooies en slegtes is uitgenooi. Dis hoekom Jesus sê, almal wat moeg en oorlaai is, kom na my toe. As jy nie weet wat om te doen met jou skuldgevoelens nie, as jy nie weet wat om te doen met jou sonde, dan sê Jesus, kom na my toe, ek sal jou vrymaak, ek sal jou nuut maak. Dan skenk die Here vir ons daardie verlossing, hy maak vir my vry, en hy gee vir my sekerheid van geloof. Hierdie koning het met geduld en met liefde die mense uitgenooi, want hy wil sy saal vol gehad het. Nou is die vraag, was daar toegangsfooi geweest? Antwoord is nee, want Jesus het klaar die prys betaal. Dan die tweede vraag is, moet ek die regte klere aan hê? As ek dink aan die man in die kruis, hy het nie sy baard geskeer nie, hy het nie sy tattoos verwyder nie, hy het nie 'n pak aangetrek nie, hy het nie geld vir die bazaar gegee nie, tog het Jesus hom gesê, vandag jy saam in die paradys, dit gaan net om geloof. Nou is die vraag vir hierdie mense, moes ek 'n aandrag of 'n manelpak gaan koop? Want daar was 'n man gewees wat sy eie klere daar opgedaag het. En tog sê die Here vir ons, ons moet ons vuil klere van sonde uittrek en 'n nuwe kleed aantrek. Die wonderlike ding is, hierdie kleed word voorsien deur God. Want nie een van die gaste wat daar uit die straatjies en die asblikke uitgehaal is om hier ete te kom, het geld gehad om 'n aandrok te koop of om 'n manelpak te koop om die regte klere te hê om in daai diner te sit nie. Wat gebeur het? Die koning het hulle uitgenooi, en die oomblik wat hulle gesê het, ja, ek kom, dan het hy vir hulle die klere voorsien, hy het vir hulle die manelpak of die aandrok voorsien, om daar in die feesmaal te kan aansit. Dis 'n geskenk wat hulle aanvaar het. Dis 'n geskenk wat ons ook kan aanvaar of kan verwerp. Want die Here sê vir ons, my verlossing van Jesus Christus is 'n gratis geskenk wat ek vir elkeen aanbied. Wanneer Jesus aanvaar as verlosser, dan weet jy die ewige lewe. 1 Johannes 5, hy wat Christus het die lewe. Wie Christus nie het nie die lewe nie. Johannes 5 vers 13, hier is geskrywe dat jy seker kan weet jy het die ewige lewe. Mens hoef nie te twyfel, jy hoef nie te wonder, jy kan seker weet, ek behoort aan die Here. Ek gaan plek hê in die liefdesmaal van die Here in die hemel. Nou, wat se klere word voorsien? Nou, die wit klere in Openbaring word vir ons baie mooi uitgespel.
En die beloning wat ons kry om net te sê, ja, dankie Here vir die verlossing wat ek uit genade uit ontvang. Want die Here sê tog, kom na my toe, ek sal vir jou rus gee. Nou, almal van ons in die gemeente wat dit nou al aanvaar het, sê, ja, ek behoort in die Here, ek is seker ek gaan hemel toe, ek is seker ek is verlos, ek is seker ek is skoon gewas deur die Here. Ons kry nou die geleentheid om soos daai slawe in die wêreld in te gaan, en ander mense te gaan nooi, na hierdie bruilofsmaaltyd van die lam in die hemel. Ons kan gaan in die straat, en die armes, die kreppeles, die mense wat swaar kry, die mense wat op hulle geld vertrou, ons kan hulle gaan uitnooi, sê, maar kom, ek nooi vir julle uit. Ons het letterlik elkeen met 'n klomp uitnodigingskaartjies in ons sakke, wat ons moet uitdeel vir mense en sê, soos wat ons mense uitnooi na verjaarsdagpartytjie of na Kersfees toe, kan ons hierdie uitnodigingskaartjies uitdeel en vir mense sê, die Here nooi vir jou uit om hom te aanvaar, om na die bruilofsmaaltyd van die lam te kom, om hemel toe te kom, om vir Jesus te aanvaar. Ek gebruik maar 'n voorbeeld van al hierdie mooi traktaatjies wat hulle agter in die kerk het. Dis een manier om evangelie uit te deel met 'n traktaatjie, maar die beste ding is om vir mense te sê, maar het jy sekerheid van geloof? Het jy geloofsekerheid? Het jy al met God versoen deur Jesus Christus? Om regheid vir hulle te vra. Want elke mens wat jy teekom in die mall of op straat of op Pick n Pay of by Spar, as jy na hulle kyk met die oë van Jesus Christus, hy gaan of hemel toe of hy gaan hel toe. Daar's nie 'n ander pad nie. So as jy na mense kyk met daardie visie en sê, maar hierdie persoon gaan of hemel toe of hy gaan hel toe, dan is die vraag, wat doen ek daaromtrent? Vee ek my af en sê, maar ek is gered, ek het vere met hulle uit te waai, solank ek gered is ek gelukkig. Die moeilikste pad is om met jou vriende te praat. Om mense wat jy goed ken by die werk, selfs in die kerk, by die winkels, met jou eie vriende te gaan praat, vir jouself te vra, maar wat 'n soort vriend is ek? As ek saam met die persone gaan koffie drink, saam met hulle wildtuin toe gaan, maar nie besorg is oor hulle ewige bestemming nie. Wat 'n soort vriend is ek nooit die uitnodiging van God aan ander mense oorgedra het nie. Hulle gevra het of hulle geloofsekerheid het nie. As hulle in die ewigheid in die hel is, en my blameer dat ek op aarde gesê het, ek is hulle vriend, maar ek het nooit vir hulle uitgenooi om vir Jesus te aanvaar nie. Nooit vir hulle vertel van Jesus, nooit vir hulle gesê het van die gevaar van die hemel en die hel dat hulle moet kies nie. Wat 'n vriend was ek vir hulle? Dis beter om jou vriend te verloor en die evangelie te deel, en my uitnodigings uit te deel. Gee ek werklik om waar hy die ewigheid gaan spandeer? In ander woorde, as ek na iemand te loop en vir hom sê, ek gee vir jou so baie om. Nie net vir die 20 jaar wat ons vriende is, maar ek gee om, waar gaan jy die ewigheid spandeer? Dis wat die slawe gedoen het, hierdie slawe van die mense gaan uitnooi, gesê, kom na die ete toe, wat God vir jou aanbied in Jesus Christus. Wanneer ek uit my gemaksone uitstap, dan stap ek in God se gemaksone in. Maar Kyle het gesê, maar vreemdelinge is net vriende wat ek nog nie ontmoet het nie. Vir ongelowiges is dit die beste nuus wat ek kan gee. Jesus Christus wil jou vrymaak. Dis nie my verantwoordelikheid om mense te oortuig nie. My verantwoordelikheid is om die saad te saai. Die Heilige Gees van mense oortuig. Ons is altyd bang, hoe gaan ek hierdie ou kry om Jesus te aanvaar? Dis nie my verantwoordelikheid nie. Ek moet die saad saai, ek moet die mense uitnooi. Die Heilige Gees gaan vir hulle oortuig. God gaan hulle harte nuut maak. Ander mense is so jaloers op wat ons het. Ek het in Afghanistan en Irak geleer, help my met ou te stry, met sê die Bybel sê dit, en die Koran sê dit, is soos met 'n Jehova te praat, ek kom nêrens nie. Ek deel net met hulle my ervaring. Ek ervaar God se liefde, God se vrede, God se blydskap. Ek kan met die Here praat, hy luister na my, hy antwoord my gebede. Ek ervaar sy teenwoordigheid. Ek is seker ek gaan hemel toe, ek het geloofsekerheid. Al daai goed het die moslems nie. Hulle is jaloers op dit wat ons het. En as jy bang is, jy weet om vir hulle te sê, jy weet in elk geval meer as wat hulle weet. So, deel net met hulle jou eie ervaring, hoe jy die Here ervaar, hoe jy tot bekering gekom het. Ek kan in die hemel God loof en prys.
Maar daar is een ding in die hemel wat ek nie kan doen nie. Net een ding wat ek in die hemel nie kan doen nie. En dit is om my geloof met 'n ongelowige te deel. Wanneer ek sterf, gaan ek nooit meer die geleentheid hê om my geloof, Jesus Christus, met 'n ongelowige te kan deel nie. Het jy ooit met iemand gedeel dat Jesus jou vrees vir die dood weggeneem het, dat jy jou vergewe, dat jy jou nuut gemaak het, dat jy jou lewe omgekeer het, dat hy vir jou sekerheid van geloof gegee het? Ek wil vir jou uitdaag en sê, maar ek wil nou 'n swak beeld gebruik. Maar as mens nou uitnodigingskaartjies het vir 'n partytjie en jy het uitnodigingskaartjies om mense te nooi na Jesus Christus toe, om hulle nooi na die hemel toe, om hulle te nooi na die bruilofsmaaltyd van die Lam. En jy het nou hierdie kaartjies in jou sak wat jy uitdeel. Nou sommige van ons moet in ons lewe 1 of 2 uitdeel. Sommige van ons moet 50 uitdeel. Ons weet nie hoeveel. Here het vir elkeen van ons 'n taak gegee. Maar die dag as ek my laaste asem uitblaas, as ek sterf, gaan ek my laaste uitnodiging gee vir die verkeersman, of vir die ambulansdrywer, of vir die verpleegster, of vir die dokter, voordat ek by die bruilofsmaaltyd van die Lam gaan aansit. Met ander woorde, het ek dwars deur my lewe elke geleentheid gebruik om hierdie uitnodigings uit te deel, dat mense ook kan ervaar wat die Here vir my gedoen het. Ek wil vir jou uitdaag. Kyk na mense en vra vir jouself, wat kan ek doen om vir hulle die uitnodiging te gee na die hemel toe? Amen. Kom ons bid. Here, baie dankie dat U vir ons uitgekies het, aangestel het. Dankie dat U my vrygemaak het, dat U vir my vrede en vreugde en blydskap gee, wat dit in die kruis vir my gedoen het, dat ek uit genade hierdie wonderlike geskenk kan ervaar, dat my blydskap kan oorloop, kan oorborrel en net vir mense kan sê, dit wat ek ervaar het, wil ek ook met jou deel. Hier is vir jou uitnodiging. Here, wil U my vrees vir mense wegneem. Wil U vir my help om bekommerd te wees oor my vriende, my familie, my kinders, my kollegas, oor hulle eindbestemming, of hulle die ewigheid van miljoene jare in die hel gaan spandeer, of saam met my om die bruilofstafel van die Lam gaan sit. Wil U vir my help, Here, om mense nie te haat nie, maar uit te nooi, ongeag wie ek ontmoet, om ook 'n wonderlike ervaring te hê van 'n kind van Jesus te wees. Stuur vir ons, Here, ons is gewillig. In Jesus naam. Amen. Ons is by ons dankoffers en daarna ons slotlied. Here, baie dankie vir alles wat U die afgelope week aan my toevertrou het.
my pensioen, my salaris, my motor, my huis, die gereedskap waarmee ek houtwerk doen of staalwerk doen, my gereedskap in my kombuis, my geleenthede, al my kontakte, my geld, my alles, Here, het U my toevertrou as 'n rentmeester om dit te bestuur, tydelik te bestuur, want dit kom alles van U af. Dankie daarvoor. Dankie vir die dankoffers. Ons eer U wat vir ons voorsien. Amen. Kom ons sing lekker saam. is gebore, ja, seën is ons gegee. Die salfte van die skrifte het ons lewenspad betrek. Wonderbare raad van sterke God, na wie ons koms. O Vader, vrede vir ons. Loof om prys om halleluja. Loof om prys om halleluja. Loof om prys om halleluja. Hy is ons Immanuel. Gebore as 'n baba op 'n struikbed in 'n stad, het tog is hy Here, ja, hy is oor die Die Seun van God word medemense ook met sondaars saam. Jesus Christus in sy naam. Loof om prys om halleluja. Loof om prys om halleluja. Loof om prys om halleluja. Hy is ons Immanuel. En hy sal ons as die Heer, die wyse sy geskenke van my lewe hier verheer. En saam met engelkore sal my stem en naam besing, my Jesus Huldebrug. Loof om prys om halleluja. Loof om prys om halleluja. Loof om prys om halleluja. Hy is ons Immanuel. Baie dankie aan ons begeleiers. Mag julle God se vrede ervaar, God se vreugde ervaar, God se voorsiening ervaar, God se verlossing aanvaar en dit vir die wêreld gaan deel. Amen.